Die woord van die Here spreek vanoggend tot ons uit 'n paar gedeeltes uit Romeine, maar voordat ons gaan saam lees, kom ons word eers stil in gebed voor die Here. Hemelvader, dankie vir die voorreg dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Ons bid dat U op 'n besondere manier vanoggend ook deur die woord met ons sal praat. Dat U vir ons sal bevry van dit wat ons weerhou om U met ons hele hart, siel en verstand te dien en te eer. Doen iets groots vanoggend in ons lewens, o Here, tot eer van U groot naam. Amen. Romeine hoofstuk 5 gaan ons een vers lees, baie bekende vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En dan blaai ons na Romeine 8 toe. Romeine 8, ons gaan net ook die heel eerste vers lees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dan gaan ons 'n bietjie verder, Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van Christus aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, of benoudheid, vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Die woord van God vir die kinders van God. Wat is die moeilikste ding om te doen in jou pad saam met die Here? Wat sukkel ons nogal om reg te kry? Een van die moeilikste dinge is om jouself te vergewe. Jy weet die Here het jou vergewe, jy droog gemaak, en jy weet die Here het jou vergewe, mense het jou vergewe, maar dit is moeilik om jouself te vergewe. En dis waaroor ons volgende gaan praat. Ons gaan na die lewe kyk van Henk, en kyk wat ons uit sy lewe kan agterkom in verband met selfvergifnis. Henk het in 'n Christelike huis groot geword, oulike ouers gehad, goeie waardes geleer by sy ouers. Maar toe hy groter geword het, het hy heeltemal die waardes waarmee hy groot geword het laat vaar. Hy het hom oorgegee aan drank. Orals waar mense in aanraking met Dirk gekom het, kon jy die stank van alkohol ruik. Hy het mense seer gemaak. Hy was nie 'n pa vir
seuns nie, want hy was meeste van die tyd in die kroeg. Sy dogter het toe sy groot geword het, volwasse geword het, besluit om haar van te verander, want sy wou nie met haar pa geassosieer word nie. Hy het self die geld wat hulle weggesit het vir die kinders se koshuis gebruik vir drank. Sy vrou kon dit nie meer uithou met hom nie, en toe het sy maar geloop. Gelukkig het sy verhaal nie geëindig nie. So 5 jaar gelede was hy nog steeds in die kroeg gewees. En daar het 'n ou oom langs hom kom sit. Elke aand. Niks gesê nie. Maar hy het geluister wanneer Henk gepraat het en vertel het wat in sy binneste aangaan. En die ou moet maar net geluister. En na 'n tyd het die ou oom vir Henk gesê, Henk, weet jy, God se vergifnis is groter as jou sonde. En die Here is besig om jou te soek. Snaaks genoeg, dit het hom geraak. En toe hy die aand in sy woonstelletjie kom, het hy voor die Here gebreek en gesê, Here, U soek my, hier is ek. Sy lewe het verander. Hy het besef dat hy droog gemaak het en hy het briewe geskryf vir al die mense wat hy seer gemaak het om vergifnis te vra. Baie het positief gereageer. Hy begin kerk toe kom, maar heel agter in die kerk gesit, want hy was te skaam om voor in die kerk te wees. Hy het self begin deelneem in die kerklike aksies, maar hy het nooit mense in die gesig gekyk en in die oë gekyk nie, want hy was te skaam oor sy verlede. Hy het verander. Maar daar was tog nog iets wat hom teruggehou het in sy geestelike lewe. In die oggend as hy geskeer het en vir homself gekyk het in die spieël, was dit asof daar 'n stem was wat met hom gepraat het. Die stem het vir hom gesê, jy dink dat jy vergeef is. Dis nie waar nie. Jy het te veel droog gemaak in jou lewe. Daar's nie vergifnis vir jou nie. Wat nodig vir jou is 'n straf. Jy beteken niks nie. Jy's nie werd om liefde te ontvang nie. Dis die boodskap wat hy elke oggend gehoor het as hy vir homself in die spieël gekyk het. En Henk het hierdie stem wat met hom gepraat het, die boodskap geïnternaliseer. Hy het dit deel gemaak vir homself. En hy het vir homself begin sê, ek is 'n fout. Dis nie moontlik dat ek vergifnis kan ontvang nie, want ek het te veel droog gemaak. Maar hy het probeer om dit reg te maak. Hy het gedink dat hy deur sy probeer sla van hierdie stem ontslae kan raak. Maar sy pogings om homself te regverdig het nie gehelp nie. Dit het vir hom gevoel, ten spyte van die feit dat hy ervaar het dat hy kind van die Here is, dat hy 'n fout is. En hy het geworstel hiermee. Hy het vir homself gevra, hoekom kry ek dit nie reg om vorentoe te gaan in my lewe nie? Hoekom is daar nog steeds 'n stem wat met my praat en vir my sê, ek is 'n fout? Hy het geworstel met homself. En terwyl hy so geworstel het, het daar 'n gedagte in sy kop gekom wat vir hom gehelp het om te verstaan waar hierdie stem vandaan kom.
Kyk, hy het in 'n goeie huis groot geword, maar hy was nooit goed genoeg nie. As hy 80 gekry het vir wiskunde, het sy pa gesê, hoekom nie 85 nie? As hy 3 gedruk het vir sy span, het sy pa gesê, hoekom nie 2 nie? Hy het nooit gevoel dat hy goed genoeg is nie, en toe hy ontaard het, 'n verkeerde pad geloop het mense vir hom gesê, jy's 'n gemors. Jy beteken niks nie. En Henk het dit vir hom so probeer verduidelik. Al hierdie negatiewe kritiek wat hy gekry het, was so saadjies wat ontkiem het. En hierdie saadjies het 'n stem geword wat die binnekant in hom was. 'n Stem wat hom nie gelos het nie, 'n stem wat hy voortdurend vir hom herinner het aan sy foute, dat hy nie goed genoeg is nie. Hierdie stem was deel van sy persoonlikheid, wat die duiwel natuurlik misbruik het of gebruik het om vir hom af te trek in die lewe. Maar die Here het gelukkig nie vir Henk daar gelos nie. Die Here God het ingegryp op 'n besondere manier. Vir 3 Sondae het hy erediens bygewoon. Dit lyk nogal asof erediens bywoning belangrik is. En het dominee gepraat oor dinge wat vir hom relevant was. Die eerste Sondag het dominee gepraat en gesê, mense, ek wil vir julle verduidelik wat gebeur wanneer daar vergifnis plaasvind. Wat gebeur in die vergewingsproses? Daar is iemand wat vergifnis gee, en dis God, en daar is iemand wat vergifnis ontvang. Dis ons, mense. En dominee het gesê, eintlik kan net God vergifnis gee. God gee vergifnis. En hy maak dit vir mense wat benadeel is, moontlik om ook vergifnis te gee. Die vergifnis wat hulle gee, is eintlik vergifnis wat hulle van God ontvang het. God gee vir hulle vergifnis, sodat hulle dit kan uitdeel aan mense wat hulle benadeel het. En dominee het verder gegaan en gesê, God gee ook vergifnis vir jou, sodat jy vir jouself vergifnis kan gee. God gee vir jou wat Pieter is vergifnis, en jou taak is om vir Pieter te sê, Pieter, God vergewe jou. Aanvaar dit. Dominee het 'n beeld gebruik om dit vir Henk duideliker te maak. Hy het gesê, God se vergifnis is 'n groot dam. 'n Groot dam. En baie keer trek God die sluise van hierdie dam oor, dan stroom sy vergifnis uit na ons toe. En dan weet ons, God het ons vergewe. Maar by hierdie dam is daar nog 2 sluise, sy sluise. Die een sluis is, hy maak dit oop, en sy vergifnis gaan na mense toe, wat vir hulle in staat stel, om mense wat hulle benadeel het, te vergewe. So God stel jou in staat om ander mense te vergewe. En het dominee gesê, God maak baie keer die ander sluis oop. Hy gee vir jou wat verkeerd gemaak het, verkeerd gedoen het, vergifnis, sodat jy dit vir jouself kan gee. Dominee het verduidelik dat dit belangrik is dat jy wat foute gemaak het, God se vergifnis moet ontvang, en dat jy by geleentheid vir jouself moet sê, Pieter, die Here gee vir jou vergifnis, en ek bring dit vir jou, ek vergewe ook vir jou. En dominee het 'n mooi ding daarby gesê. Hy het gesê, as ons vergewe, is ons deel van God se vergifnisproses. Dis hy wat gewe, hy maak die sluise oop van vergifnis, ons ontvang dit, en ons gee dit vir ander mense, en ons gee sy vergifnis ook vir onsself. Dis die eerste Sondag wat dominee dit gepreek het.
Dit het nogal vir hom sin gemaak. Die tweede Sondag het dominee 'n baie bekende gedeelte gebruik in die erediens. Die gelykenis van die verlore seun. En dominee het 'n heeltemal 'n ander perspektief op die preek gebring. Hy het gesê, mense julle onthou, die verlore seun was in die varkhok, hy het besluit om terug te kom na sy pa toe. Maar hy was skaam geweest toe hy by sy pa kom en hy het vir sy pa gesê, pa, ek het gesondig teenoor jou, ek is nie werd om jou kind te wees nie, stel my maar aan as jou dienaar. Ek is bereid om 'n slaaf van jou te wees. En die pa het gesê, nee meneer, nee. Die pa het gesê vir sy werkers, mense, gaan slag die vetgemaakte kalf. Vanaand hou ons fees. Want my kind wat verlore was, het teruggekom, ons moet fees vier. En terwyl dominee gepreek het, het Henk iets besef wat verskriklik belangrik is. Henk het besef, as die seun vir sy pa sou sê, pa, ek wil nie hierdie klere aantrek nie. Pa, ek wil nie deel wees van die feesvieringe nie, sou die seun vir sy pa deur die gesig geklap het. Sou die seun eintlik vir sy pa beledig het. En Henk het besef, as hy nie God se vergifnis aanvaar en dit ook vir homself gee nie, is hy besig om God deur die gesig te klap. Die volgende Sondag het dominee 'n ander manier vir hom iets gegee wat belangrik is. Hy het gesê, mense, onthou julle vir Moses en vir Paulus en vir Petrus, baie belangrike karakters in die Bybel. Onthou julle hierdie mense? Wat sien ons by elkeen van hierdie persone? Hulle was moordenaars. Moses het 'n Egiptenaar doodgemaak. Paulus het Christene vervolg. Dawid het uit lus 'n ander man doodgemaak en toe het hy met haar getrou, sy die man se vrou. Ook egbreek gepleeg. Ten spyte daarvan het God hierdie mense vergewe en hy het hulle gebruik in sy diens. Hierdie mense het nie teruggedink aan hulle verlede en dit wat hulle verkeerd gedoen het nie. Hulle het die kans wat die Here vir hulle gegee het gebruik. En die Here het vir hulle op 'n ontsaglike manier gebruik. Al hierdie dinge het vir Henk nogal aangespreek. En toe hy die laaste keer uit die kerk geloop het, het sy vriend Gustav hom gesê, die Here het daarom die afgelope 3 weke met ons gepraat. Die Here het vir my gesê, as ek myself nie vergewe nie, sê ek eintlik, my sonde is groter as God se genade. As ek nie myself vergewe nie, sê ek dat God se genade eintlik minderwaardig is. En toe Gustav dit vir Henk sê, was dit vir hom amper asof die Here God voor hom staan met oop hande. En vir Henk sê, kom Henk, kom na my toe. Ek wil jou in staat stel om jouself te vergewe. Ek wil jou in staat stel dat hierdie stem wat nog voortdurend met jou praat, nie meer jou vashou in jou lewe saam met my nie. En net daarna het hy voor die Here gekniel en gesê, Here, as U my vergewe, en as U my in staat wil stel om myself te vergewe, help my om myself te vergewe, sodat ek soos 'n nuwe mens sal lewe. Dis asof hy 'n warm gevoel in sy binneste gekry het. Hy het gevoel asof die Here sy hand om hom hou en vir hom sê, Henk, jy het waarde. Jy is vir my belangrik, ek is vir jou lief.
En jou waarde lê nie daarin dat jy op 'n bepaalde manier lewe nie. Jou waarde lê daarin dat ek vir jou liefhet. Kyk, ons kan baie nuwe dinge doen in ons lewens. Ons kan 'n nuwe taal aanleer, ons kan nuwe vaardighede aanleer. Maar daar's een ding wat ons nie kan doen nie. Ons kan nie vir onsself waarde gee nie. Ek kan voor die spieël staan en vir myself sê, jy's oulik. Maar vir 'n paar oomblik kan ek goed voel, maar dit werk nie. Om waarde te kry, moet iemand vir my waarde gee. God gee waarde aan mense wat dit nie verdien nie. En dis wat die Here vir vrou Henk gedoen het. Die Here het vir hom gesê, Henk, jy het waarde. Al voel jy nie dat jy waardevol is nie, ek gee vir jou waarde. Jy is vir my belangrik. Jy kry die troetelnaam wat ek vir jou wil gee. Jy's my kind. Aanvaar dit. Maak 'n deel van jou lewe. Toe die Here vir hom so op 'n besondere manier ontmoet het, het hy begin te huil van dankbaarheid. Die wete dat hy waarde het in God se oë, nie omdat hy enigiets verdien nie, maar omdat God vir hom waarde gee. Maar dit was nie die einde van sy verhaal met God nie. Nie die einde van sy verhaal met homself nie. Want Henk het nog baie herinneringe gehad oor sy verlede. Oor dit wat gebeur het. Aan die tyd toe hy sy kinders verwaarloos het, die tyd toe hy sy vrou seer gemaak het, hy het nog baie daaroor gedink en hy was nog stikkend. En toe gaan hy weer eers erediens toe. Sien julle hoe belangrik is dit om 'n erediens by te woon? En Dominee het gepreek oor Filippense 3. En hy het vertel van Paulus. Paulus was op pad na Damaskus toe. Hoekom? Om Christene te vervolg. Hy het meer as 200 kilometer afgelê na Damaskus om Christene te vervolg. En op pad Damaskus toe het die Here ontmoet en daar het hy die Here leer ken. Daar het sy lewe verander. Die Here God het iets groots in sy lewe gedoen. Die gemors van sy lewe het die Here gebruik om sy lewe nuut te maak. Maar dit was nie sonder stryd nie. Paulus het teruggedink aan sy verlede. En in Korintiërs sê hy, as hy dink aan sy verlede, dan is hy die minste van God se apostels. Hy's nie dit werd om God se dienaar te wees nie. Hy sê as hy terugdink aan sy verlede, dan sien hy dat hy eintlik 'n geweldige les uit sy verlede kan kry. En wat is die les? Die les is, 'n mens kan baie keer soveel aandag gee aan uiterlike dinge, aan jou nasionaliteit, aan praktyke. Maar as mens dit vergelyk met dit wat hy ontvang het toe hy Christus leer ken het, is dit eintlik waardeloos. Paulus het uit sy verlede geleer dat 'n mens foute maak in jou lewe, maar dat jy daaruit moet leer. Jou verlede moet nie vingeruitwysing wees nie. Jou verlede moet 'n les wees waaruit jy kan leer. En Paulus het daaruit geleer, lê klem op dit wat reg is. En Paulus het ook geleer dat die Christelike lewe 'n wedloop is. As jy in hierdie wedloop wil deelneem, moet jy jou verlede los. Want jy kan nie met hierdie blok aan jou voete hardloop nie. Jy moet alles los en jou oë moet op Christus wees en jy moet 'n spookspoed hardloop. Die wenpaal is Christus en jy moet alles insit om by Christus uit te kom.
Dit het nogal vir Henk baie beteken, dat hy sy verlede moet los. En dat hy moet vashou aan dit wat die Here vir hom gesê het. Intussen het een van sy vriende by hom uitgekom en gesê, "Haai, weet jy, ek moes dit vir jou die ander dag gesê het, toe ons uit die kerk gekom het, toe dominee vertel het van sy aanvaarding, maar weet jy, ek het 'n storie gehoor, wat ek vir jou moet vertel, dis van 'n ou tannie, wat kort baie slegte tande gehad het. En hierdie tannie, toe sy 'n kind was, het sy nie haar tande geborsel nie, en die tande was almal vrot gewees. Hulle was ook baie arm gewees, hulle kon nie iets aan die tande doen nie, en die mense het haar gespot, omdat sy so slegte tande gehad het. Toe sy ouer geword het, het sy nog steeds met die slegte tande geloop, en het mense oor haar geskinder. En op 'n dag het sy vir haarself gesê, ek verdien ook vreugde, want hierdie tande hou my terug. En sy het teruggedink aan haar verlede, hoe sy as kind hardkoppig was en nie geleer het en gedoen het wat haar ouers vertel het nie. En sy het besef, sy moet ophou om hardkoppig te wees, en dit het haar lewe verander. Maar 'n belangrike ding, volgens die storie wat Henk se vriend vir hom vertel het, was, dat sy geglo het, haar hardkoppigheid moet iets beteken vir ander mense. En toe het sy na 'n tandepasta maatskappy toe gegaan, en sy het vir die tandepasta maatskappy vertel en gesê, meneer, ek wil graag hê julle moet my gebruik in 'n tandepasta advertensie. En het haar uitgelag en gesê, mevrou, kyk hoe lyk jou tande, hoe kan ons jou gebruik vir 'n tandepasta advertensie? En sy het gelag en weer haar tande vir hulle gewys en gesê, meneer, julle moet my juis gebruik vir 'n tandepasta advertensie. Ek kan vir die mense my tande wys en sê, kinders, julle met julle tandeborsel gebruik hierdie tandepasta, anders dan gaan julle ook so tande kry. Dit het nogal vir Henk iets beteken, hierdie ou snaakse storieetjie, dat die Here ook ons verlede kan gebruik tot voordeel van sy koninkryk op aarde. Al die dinge wat hy gehoor het in die kerk en ook by sy vriende, het gemaak dat hy begin het om homself te vergewe. Hy het begin om vir homself te sê, God het my vergewe, baie van my mense het my vergewe, ek moet begin om myself te vergewe. Maar dit het nie in een oomblik plaasgevind nie. Dit het geleidelik plaasgevind. Geleidelik het hy in 'n ander verhouding met homself begin staan. Geleidelik het hy anders oor homself begin te praat. En sy vriende het hom ondersteun. Sy vriende het vir hom gesê, ons kan sien dat jy verander het. Maar dit was moeilik. Want daai ou stemmetjie wat hier binnekant hom was soos 'n kat met 7 lewens. Baie keer het dit weer na vore gekom en vir hom gesê, haha, jy dink jy's vergewe. Jy's nie vergewe nie. Jou verlede is te groot en te vuil en te lelik. Weet julle wat het Henk gedoen? Henk het vir die stemmetjie wat binnekant hom was gesê, dis waar, my verlede is lelik. Ek het liderlike dinge gedoen, maar weet jy wat? God het my vergewe. En hy het my in staat gestel om myself te vergewe. Ek is vry verklaar. Daarom luister ek nie meer na jou nie. En hoe meer hy dit gesê het vir die stemmetjie hier binnekant, ek het foute gemaak, ek is vergewe, ek is vry verklaar. Hoe minder het hierdie stemmetjie in hom begin te praat. En hoe makliker was dit vir hom om soos 'n vry mens te lewe. Maar daar was nog 'n probleem.
Die probleem was sy dogter. Julle onthou die dogter wat haar van verander het, omdat sy te skaam was vir haar pa. Sy het vir haar pa gesê, pa, ek kan jou nie vergewe nie, jy het my te seer gemaak. Dit was vir Henk sleg, maar dit het hom nie weer tot die grond toe getrek nie. Hy het vir homself gesê, my identiteit word nie bepaal deur my kind se vergifnis nie, maar deur God wat my vergewe het. Ek gaan hierdie saak aan die Here oorlos en vir die Here vra dat die Here haar hart sal ontvanklik maak vir my. Intussen gaan ek so lewe om vir haar te wys ek lewe soos 'n mens wat vergewe is. En die Heilige Gees het vir Henk gehelp om hierdie pad van 'n nuwe mens te lewe. Dis die verhaal van Henk. Spreek hierdie verhaal jou aan? Kan jy sê dat daar ook in jou lewe dinge was waar die Here jou vergewe het? Waar mense jou vergewe het? Of meeste van die mense jou vergewe het? Maar dat jy nog nie by 'n punt gekom het om God se vergifnis vir jouself te sê. Vir jouself te sê, Sari, jy's vergewe, aanvaar God se vergifnis vir jouself. Wil jy dit nie vanoggend doen nie? Wil jy nie vanoggend vir die Here sê, Here, help my om myself te vergewe. Help my om nie meer terug te dink nie. Help my om, soos Paulus te sê, vorentoe te gaan en deel te neem aan hierdie wedloop tot eer en verheerliking van die groote naam. Kom ons maak ons oë toe. Dit is 'n paar oomblikke stil voor die Here. Vertrou die Here dat hy ook duidelik vir jou sal wys. Waar is daar dinge in jou lewe waar jy jouself moet vergewe? Waar is daar dinge in jou lewe waar jy God se vergifnis wat hy vir jou gee, vir jouself moet toeëien en dit vir jouself moet sê? As die Here vanoggend met jou praat, kan jy vir hom vra, Here, help my om myself te vergewe. Maak my los van daai dinge wat verkeerd was in die verlede. Maak my los van daai negatiewe herinneringe. Vul my gedagtes met alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat rein is, alles wat prysenswaardig is. En soos jy nou met jou oë gesluit voor die Here is, kan jy dit vir jouself sê. Jy wat Sarel is, kan vir Sarel sê, Sarel, jy's vergewe. Ontvang God se vergifnis. Vergewe jouself. Los wat jou vasgehou het in die verlede. Strek uit vorentoe. En lewe vir Christus. Sê dit vir jouself.
Selfvergifnis beteken dat jy sal aanvaar dat jy aanvaarbaar is vir God. Ten spyte van die feit dat jy in jouself nie so voel nie. Dis 'n gawe, dis 'n persent wat God vir jou gee. Jy's vergewe. Gebruik hierdie geleentheid om nie te lewe elke dag.